en ons kan dit op die hoogste toppe van die berge sing. Prys sy naam. Ons tema vanmôre is reiniging is 'n proses waardeur God ons louter tot volwaardige gelowiges. En ons teksvers van oordenking vanmôre is uit Daniël 12. En ek wil graag hê ons saam lees sommer op die bord vers 10. Die woord van God sê, baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos handel en geen een van die goddelose mense sal verstaan nie, maar die verstandiges sal verstaan. Nou kan ek begin vanmôre om vir u te sê, bad things happen to good people. En ek vir u sê vanmôre kerk, om 'n kind van God te wees, of 'n gelowige, of 'n volwaardige gelowige, beteken nie dat jy nie storms in jou lewe sal hê. Dit beteken glad nie dat ons gevrywaar is van omstandighede nie. Alhoewel die meeste van die tyd is die omstandighede waarin jy jouself bevind 'n besluit wat jy geneem het, iewers langs die pad in jou lewe. En ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na hierdie louter proses. En ons het laasweek bedien oor 'n rein hart, en dat na Dawid sy sondes voor God bely het, hy ook vir die Here gevra het om vir hom 'n rein hart te moet skep. En soms is dit dalk te maklik vir ons om dit te vra. Want ons vra, Here, skep vir my 'n rein hart. Of ons sê, Here, nogtans u wil, nie myne nie. Here, kom in my hart in en maak skoon alles wat nie daar hoort nie. Maar verstaan ons werklik wat hierdie begeertes behels? En is dit werklik wat jy as gelowige begeer? Of is dit iets wat ons in die ingewing van die oomblik maar net bid en vra? Jy weet vanmôre om 'n rein hart te hê, of te kan hê, moet daar een of ander verandering in jou hart plaasvind. Daar moet een of ander transformasie in jou hart plaasvind. Met ander woorde, jy moet die bereidwilligheid hê om te sê, Here, hier is ek. Ek is reg om verander te word deur die Gees. As ek vanmôre vir God vra om my hart in te kom woon hierso en my te kom reinig, beteken ek dat ek God vra om my tot sy wil en sy plan te verander. En weg te vat. Die mens wie ek was, nie meer te wees, tot aan die persoon wat God wil hê moet wees. Maar is ons reg daarvoor? Soms kom die Here en hy begin met hierdie snoeiproses, of hierdie reinigingsproses, en sodra die dinge te begin warm raak, of eerder, sodra die Here dinge begin wegvat in my lewe wat nie daar hoort nie, en dit begin seer maak, dan begin ek rebelleer teenoor God. Ek vanmôre vir u sê, as daar een is wat weet wat die beste vir jou is dit God. Ek wil u vra vanmôre kerk, moenie dink jy weet die beste. Moenie dink jou vrou weet die beste nie. Of jou man weet die beste wat vir jou is nie. God weet wat die beste vir jou is. En hy weet presies wat skort in jou lewe. Wat moet weg, wat moet bly in jou lewe. En ons as mens het so gewoond geraak, of sal ek sê, ons is die tipiese wat net so vinnig gewoond kan raak aan iets, dat die aanpassing om te verander te groot word vir jou. Dis dan wanneer jy daai gesegde hoor, want ek is wie ek is. Wie al van het hoor? As jy nie daarvan hou nie, bou 'n bruggie en kom daaroor. By God werk dit nie so. Ons sukkel om van ons ou gewoontes ontslae te raak. Ons klou vas aan die dinge waarvan ons al die jare so gewoond geraak het, dat dit 'n pynlike ervaring is wanneer God met hierdie reinigingsproses begin en jou hart begin skoonmaak,
sodat jy 'n volwaardige kind van God kan wees. En nou gaan ek weer vir julle sê, onthou jy toe jy 'n kind was, en daarom sê ek baie, die woord van God praat baie van die natuurlike ding. Ons as kinders, en julle wat kindertjies is, wat hier sit vanmôre, of dis veronderstel om so te wees. Ek weet in my tyd was dit so gewees. Twee keer het jy al jou ma gehoor sê, is jou kamer skoon? Magtig. Kyk vir Ashley hoe lekker lag sy nou. Sy het dit al baie gehoor. Is jou kamer skoon? Is jou kaste netjies? Man, ek het 'n pa gehad wat sommer sy arm hier agter in die kas indruk. Dan skiet hy daai klere dat die hele vertrek voltrek, as dit nie netjies opgevou is volgens hom. Jy sal alles optel daar en dit netjies terugpak binne in die kas. Is jou bed opgemaak? Is jou kamer netjies? Hoekom? Want daar moet orde wees in die plek waar jy bly. Is dit net jou kamer waarin jy bly? En ons moet verstaan, dit is die deel van 'n reinigingsproses wat jou ouers mee begin het toe jy nog klein was, om jou te leer. En dan sê my op sê, as ek in daai kamer inkom en hy is nie skoon nie, maar jy verjaar moet nie. Daai verjaar is daai reinigingsproses. Waar die ore so 'n bietjie oopmaak, want hulle sê mos die was hier in die ore raak baie, maar as jy hier warm maak, dan begin hy hitte op en dan begin die was smelt en dan maak die ore oop. Dis hoekom die Here se woord sê, tig diegene wat jy liefhet. Moenie laat die staat jou enigiets anders vertel. Ek gee nie om oor die wet van die staat nie. Dankie, prys die Here. Hy het geweet in watter tyd hy my moet grootmaak, want myne het deurgeloop. Ek het daai was gedierig waarom gemaak het oor oopmaak. Gedierig. En ek dank die Here dat ek vandag kinders het wat die Here dien. En luister as 'n mens met hulle praat. Ons dien 'n God van orde, kerk. En as jou huis of jou kamer of selfs jou garage nie in orde is, is dit al tyd dat jy jou lewe in orde begin kry. Want as ons 'n God van orde aanbid, behoort jy te weet dat hy nie tevrede sal wees met 'n varkop. Hy is tevrede met 'n plek met 'n orde. Nie net jou huis, by die huis waarin jy bly, hierdie huis, hierdie tempel van God, behoort orde te wees. Daarom bid ons tot die Here, dat hy ons deur hierdie reinigingsproses kan vat. Maak nie saak wat dit behels nie, kerk. Ons gaan later sien hoe pragtig en hoe wonderlik is hierdie boodskap en wat die einddoel van hierdie reinigingsproses is. Of van hierdie smeltproses, of hierdie louterproses. Net so met jou hart, selfs jou lewe. As daar nie orde is nie, hoe verwag ons dat God die vrymoedigheid gaan hê om in jou hart te kom woon? Dink bietjie daar. Wie hou daarvan om in 'n huis in te stap en die glase en die bekers, selfs die klere, want soms magtig, ek weet nie wat gaan aan met die mens nou, en hulle het 100 klere sommer op die sitkamerbank hier aankom. Magtig. Wie hou van dit? Niemand. So hoe verwag ons dat God die vrymoedigheid moet hê om in jou hart in te kom, as dit net chaos is, as alles wat nie daar hoort nie, daar is? Hoe verwag ons dat die Here die vrymoedigheid moet hê om in te kom? Niemand van ons hou van dit nie. So hoekom moet God, die almagtige skepper van dit alles, tevrede wees? Jy is nie so groot gemaak nie. En as jy so groot gemaak is, dan voel ek wragtig jammer vir jou. Want ons dien 'n God van orde. Daarom gaan ons partymal deur hierdie proses van reiniging, wat deur ons gelouter word tot volwaardige Christene. So as jy voel die dinge raak 'n bietjie warm en ongemaklik, hoort jy net vas te staan in Christus. Want die proses van reiniging is nie altyd so lekker nie. Dit is 'n proses waardeur ons gelouter word tot die suiwerste produk en tot volwaardige gelowiges in Christus Jesus.
En soms is dit nodig vir ons as kinders om deur kinders van God om deur die vuur te gaan, om ontslae te raak van alles wat in my hart is, wat nie daar hoort nie. En ek wil u verseker vanmôre dat God weet wat jy in jou lewe nodig het. God weet wat nie daar hoort. Dit is net jammer dat ons as mens steeds vashou aan sekere dinge wat nie daar hoort nie. Ons vra vir God ons harte skoon te maak of te reinig, maar as hy met die proses begin, dan skop ons viervoetig vas daarteen. Wat is die wat ek wil hê? Let go and let God have his wonderful way. Die Here weet beter as wat jy weet. Sy woord sê dit vir ons so mooi in Jesaja 55 vers 8 en 9, want hy sê vir ons, want my gedagtes as God, né? My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes. Met ander woorde, God weet beter as elkeen van ons. En ons weet dat ons die almagtige God, die skepper van hemel en aarde dien. Die een wat elke een van ons in die moederskoot geformeer het. Die een wat die heelal met alles daarin geskaap het. Dan behoort ons ook te weet dat die een wat jou geformeer het, beter weet as jy. Hy is God. Hy weet beter. Aan die woord, hy weet wat hoort en wat hoort nie in jou lewe. Hy weet ook wat moet weggeneem word en wat moet bly. Maar steeds rebelleer die mens teen God wat niks anders beteken as jy kom in opstand teen die hoogste gesag wat daar ooit kan of sal wees. Kerk van die Here, sy weë is hoër as jou weë. En sy gedagtes is hoër as jou gedagtes. Hy is ons hemelse Vader. Hy is ons Papa wat in die hemel is en hy is besorgd oor elke een van sy kinders. Jy weet vanmôre, God wil nie hê dat enige iemand verlore sal gaan. Geen siel wat op die aarde loop, behoort verlore te gaan, want Jesus het die prys betaal vir elke een wat op die aarde loop. Net soos jy as ouers of ouer beter weet as jou kinders, al dink hulle nie so. Reeds omdat jy weet wat gebeur, reeds omdat jy reeds daar was. Wie van ons het al gesê, ek het reeds die skoolgeld betaal, ek as pa het die skoolgeld betaal vir hierdie dinge. Ek verbaan jou en sê vir jou, pas op, want dit en dit en dit is wat gaan gebeur. Hierso is die woord van God, wat vir ons sê, dit en dit en dit is wat gaan gebeur. Net soos enige pa vir sy dogter nee sal sê, as sy sê, sy wil graag na 'n partytjie toe gaan. Wat 1 uur in die môre klaar maak. En dan sal sy sê, magtig, ek het seker die onredelikste of onregverdigste, mislike pa wat daar op hierdie aarde bestaan. Maar hy weet wat is beter vir haar. Of sy ma weet wat is beter vir haar. Want sy weet en hy weet wat gebeur by hierdie paartjies. En omdat hierdie ouer sy kind innig lief het en wil verhoed dat hierdie kind seer kry, sê hy of sy nee, jy gaan nie na hierdie partytjie. Want ek weet beter as jy. Hoeveel te meer weet God nie beter vir ons as kinders, wat ons gemaak het, wat ons geskaap het, wat jy by jou naam geroep het. Soos wat jy as 'n gewone ouer beter weet vir jou kind, net deur hierdie ou stukkie lewe wat jy gegaan, hoeveel te meer weet God nie beter vir elkeen van ons.
Sy sal glad nie verstaan hoekom jy so optree. Maar jy tree op in liefde. Kom ons as mens en as God in sy vaderlike figuur optree, in sy onvoorwaardelike liefde, dan rebelleer ons tegen. En dit nadat ons gebid en gevra het, Here skep vir my hierdie rein hart. Here stuur my deur hierdie reinigingsproses, want ek wil wees soos Jesus was. Here maak vir my 'n volwaardige kind van God. En dan rebelleer ons dan. Ons moet verstaan dat sonder twyfel deur hierdie reinigingsproses wat ons moet gaan, is om werklik voor God te kan staan as 'n volwaardige en gelowige in Christus Jesus. As ons sê meer van Jesus en minder van myself, beteken dit niks anders as kom verander my, Here. Kom reinig my tot die volwaardigheid en heiligheid, sodat ek skoon en suiwer voor U kan staan, ongeag die proses waardeur ek moet gaan. Kom, Here, en maak my die. 2 Korintiërs 7 vers 1 sê, terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig. Laat ons die heiligmaking en die vrees van God volbring. Hierdie skrif is baie duidelik. Laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees gereinig. Nie van net hierdie of los van daardie nie, alles. Wie weet vanmôre, soms is dit nodig om deur sekere omstandighede te gaan, om jou tot 'n volwaardige gelowige te kan bring. Soms gaan ons deur 'n proses van hartseer, pyn, selfs lyding, om ons te louter tot volmaaktheid in Christus Jesus. Want in jouself kan jy geen volmaaktheid bekom nie, maar in Christus is ek tot alles staat. En moenie eens vir my kom met hierdie storie, maar hoekom moet ek deur hierdie gaan? Hoekom moet ek deur al hierdie hartseer en hierdie pyn gaan in my lewe nie, want ek verdien dit nie? Dan wil ek vir jou vra vanmôre, het Jesus die proses van die kruisiging verdien? Het hy al daardie vernedering en pyn verdien waardeur hy moes gaan? En ek gee nie om wat u vanmôre moes deurgaan nie. Niks, maar niks in hierdie lewe kon erger gewees het as wat Jesus deurgegaan het. Die meeste van die tyd gaan ons deur dinge omdat ons eie besluite geneem het sonder om God te raadpleeg. Jesus moes deur hierdie hele reinigingsproses gaan. En ek sê reinigingsproses nie vir homself nie. Jesus moes deur hierdie proses gaan waar hy verneder, vertrap, opgespoeg was en aan 'n houtkruis gehang het, sodat ek en u gereinig kan word deur daardie proses. Dit is die God wat ons dien. As dit nie vir Jesus was wat deur hierdie proses gegaan het nie, was u en ek totaal en al verloor. Daarom kan jy nie vanmôre vir my sê, maar hoekom ek nie? Hoekom nie jy? Daar's dalk net iets in die Here jou lewe. Daar's 'n doel agter. Soos daar 'n doel was vir die verskriklike dood wat Jesus moes gesterf het as mens. Die doel was sodat u en ek dier gekoop kan wees met die bloed van Jesus. Jesus het betaal sodat u en ek eendag die voorreg kan hê om saam met hom aan die tafel te kan sit. Ja, God laat soms dinge toe in jou lewe om jou te louter. En deur hierdie proses bekom jy daardie pureness. Met ander woorde, die proses maak jou skoon en suiwer jou tot die finale produk wat God vir jou instoor. Tot suiwer. Beteken dit ons is gemaak om te suffer? Nee, verseker nie. Maar transformasie
kos 'n prys. Daar is wel opofferings wat jy moet maak, kerk van die Here. En moenie vir my sê, ja, maar alles wat ek geniet in my lewe moet ek nou opoffer nie. Nee. Daar is soveel dinge wat jy kan doen om jou te geniet. In Christus Jesus. En ek praat nie van om op 'n boot te gaan klim en die Bybel onder jou arm te hê en net oor die Here te praat nie. Al hierdie goed is deur God aan die mens gegee, sodat jy jou lewe kan geniet. Maar daar is sekere dinge wat heeltemal en totaal uit lyn met God se woord is, wat jy gaan moet opoffer. En nie een van ons kan ooit offer wat Jesus vir ons geoffer het. Daarom behoort ons dit te skuld vir God. Die proses is nie altyd maklik of altyd lekker. Dan kom ek by Malagi 3 vers 2 en 3. En ek wil jy moet mooi luister wat hy sê, maar wie kan die dag van sy koms verdra? Wie kan stand hou as hy verskyn? Want hy sal wees soos die vuur van die smelter, en soos die loog van die wassers. Luister nou mooi, en hy sal sit, 'n smelter en reiniger van silwer. Hy sal die seuns van Levi reinig, en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer sal bring. Die omstandighede waar ons onsself bevind, is gewoonlik deur besluite wat ons self gemaak het, alhoewel ons dan kom en die Here verkwalik daarvoor. Dan sal ons vinnig sê, maar Here, hoekom het U hierdie toegelaat? Waar was die Here toe ons die besluite geneem het? Dis die vraag die jouself vra. Ons sukkel om te erken dat dit my eie doen en late is, dat my gewoonlik in 'n situasie laat beland waar ek nie eintlik behoort te gewees het. Maar God gebruik hierdie omstandighede om ons te louter. En om ons deur hierdie louter proses van reiniging te laat gaan. Dis nie altyd lekker nie. Dis 'n ongemaklike proses. Dis partymal seer om deur hierdie smeltproses te gaan. Maar ek wil u bemoedig vanmôre en vir u vra. Daardie pragtige vaas, beker, bord, koppie of ornament wat in jou huis staan waarvan jy die meeste hou, wat vir jou so volmaak lyk, weet jy vanmôre waardeur hierdie produk moes gaan om tot daardie volmaaktheid te kom? Weet jy vanmôre dat hierdie produk deur 'n transformeringsproses moes gaan? Weet jy vanmôre dat om hierdie pragtige vaas of beker of koppie te kon maak, was daar klei wat aan mekaar gebrei was. Terwyl hy op hierdie draaitafel staan, word hy geforseer in een of ander produkte. En as daar te veel klei op hierdie bol is, dan word daar 'n stuk uitgetrek en uitgeruk en in die emmer gegooi. Daarna word hy geformeer deur die hande van die pottebakker tot volmaaktheid. Dan begin hulle gewoonlik hulle vingers in die binnekant indruk en daai klei oop trek, oop forceer, tot daai produk lyk soos die pottebakker dit wou gehad het. En dan is dit nie klaar nie. Op daai oomblik is dit maar die begin. Want hierdie pot, beker of ornament, moet nog na die oond toe gaan. Sonder dat hy by die oond gekom het, beteken hy absoluut niks. Jy kan hom nie eens gebruik. Wanneer hy daai oond geplaas word, praat ons van tussen 600 en 1200 grade Celsius. Ons ken van 180 en dis waar ons kosies ingaan. Praat van 600 tot 1200 grade Celsius. En daar sal hy bly in daai bakproses, in daai warm oond, tot hy volmaak uit daai oond uitgehaal word
en volmaak vir hierdie pottebakker kan staan. Dit is 'n transformasieproses. Verseker nie 'n gemaklike proses, maar dit is die enigste manier tot volmaaktheid vir hierdie pot of hierdie ornament. Dis om deur hierdie hele proses van reiniging en transformasie en oop te gaan. Dis soortgelyk vind plaas met 'n smeltproses of 'n louterproses. Silwer suiwer te kry, goud of platina uit die grond of uit 'n klip uit te kry, is daar sekere fases waardeur hierdie growwe, onvolmaakte klip moet gaan. Ek kan 100 klippe uit die myn uit gaan haal. En dit gaan vir my niks, maar niks beteken nie. Daar is absoluut geen waarde daaraan. Ek kan met so 'n groot stuk platina klip in my hand staan, dat dit geen waarde nie. Ek gaan nie eens R10 vir dit kry. Sonder dat dit deur die louterproses gegaan, of deur die smeltproses gegaan het, beteken dit 0. Dis hoe u en ek as kinders van God ook sal bly, sonder verandering. Sonder dat u en ek deur die smelt of louterproses moet gaan, sal ons ook geen waarde hê. Ek wil graag vir u 'n verhaal vertel van iemand wat eendag 'n studie gedoen het oor 'n verhaal van 'n boek, hierdie boek van Maleagi wat ons vroeër gelees het, van vers 3. En hy sê, en hy sal sit, 'n smelter en reiniger van silwer. Hy sal die seuns van Levi reinig, en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die Here en geregtigheid offer sal bring. Met hierdie gedagte begin hierdie persoon te wonder, wat beteken hierdie skrif nou eintlik oor die karakter en die natuur van God. Hy besluit om hierdie proses van louter te ondersoek. Hy kom in kontak met 'n persoon wat silwer louter smelt en verwerk. En hy vra vir hom, is dit dalk moontlik dat ek net by u kom sit, terwyl u besig is met hierdie hele proses? Van begin tot die einde, wil ek graag net sien, wat behels hierdie hele louterproses? Tog sê hy nie vir die persoon, wat is die rede agter hierdie belangstelling nie. En die persoon, die smelter stem in, en hy sê, dis noodreg, jy kan observeer, terwyl ek hierdie silwer louter. Begin toe deur aan die bokant die vuur warm te maak. En hy vat hierdie pot en hy sit hom in die middel van die vuur, waar dit die warmste is. Hy verduidelik aan hom dat wanneer die silwer louter, moet hierdie silwer in hierdie pot presies in die middel van die vuur gehou word, waar hy werklik die warmste temperatuur kan bereik. Die rede daarvoor is om al die onsuiverhede wat voorkom binne in hierdie silwer weg te kan brand. En hy begin dink aan God, wat ons baie keer ook in so 'n vuurwarm plek hou. Presies in die middel van die vuur, waar hy op sy warmste is. En hy begin weer dink aan die vers in Maleagi wat sê, hy sit as 'n smelter en reiniger van silwer voor die vuur, en hou die proses fyn dop, tot op die laaste. Hy kom en hy vra vir hierdie man by die silwer smelt, is dit waar, dat jy, deur die hele louter proses, voor die vuur moet sit, by die pot, waarin die silwer gesmelt. Sy antwoord is ja. Dat hy nie noodwendig net daar hoef te sit, om dit presies in die middel van die vuur te hou, waar dit die warmste is. Maar hy moet sy oog hele tyd op hierdie silwer hou. Hoor net hoe mooi is dit, en vir die rede, dat as hierdie silwer vir 'n oomblik te lank op die vuur is,
word dit beskadig. Dan kan jy dit maar weggooi. En hy raak stil vir 'n oomblik, omdat hy die betekenis van Maleagi 3 in God se woord begin verstaan. En hy vra die volgende vraag: hoe weet jy, as die smelter, wanneer hierdie produk presies reg is? En raai wat sê die smelter vol? Daai is maklik. Wanneer ek my eie beeld in hierdie silwer kan sien, dan weet ek, dis presies reg. Dis presies wat God met u en my doen, kerk van die Here. As jy deur hierdie louteringsproses gaan, word jy nie alleen gelos nie. God sit by hierdie vuur en hy hou jou fyn dop, want hy weet, as jy vir 'n oomblik te lank in hierdie beproewing gelos word, is jy wind af. Hy weet dat ek hier gaan sit en ek gaan jou fyn dop hou en hy gaan jou louter totdat hy sy beeld binne jou kan sien, en dan is jy vervolmaak, en dan is jy 'n volwaardige kind van God en gelowige. Kom ons gee die Here 'n lof en prys sy naam. Wat 'n pragtige voorbeeld. Wat 'n pragtige voorbeeld om te kan dink dat God jou sal louter totdat hy sy beeld binne in jou kan raak sien. Wie van die vanmôre wil die beeld van God dra? Elkeen van ons wil die beeld van God dra, maar wil ons deur hierdie smelt of louter proses gaan? Hy sal jou nie 'n minuut langer op die vuur hou as wat jy daar behoort te wees. Want hy weet presies hoe lank hierdie proses van louter behoort te wees, sodat jy tot volmaaktheid in sy beeld omskep word. Ek wil vir u sê vanmôre, as dit voel of jy in hierdie smelt of louter proses is, staan vas. Want die Here is besig om jou te transform. God is besig om jou te suiwer, soveel so, dat die beeld van God in jou gesien sal word. Dis die moeite werd om vas te staan. Dis die moeite werd om vas te hou, en te sê, ek gaan nie lê in die Here, soos Paulus vasgevang was in boeye, het hy aangehou om die evangelie van Christus te verkondig. Terwyl hy deur die louteringsproses gegaan, en ons weet nie altyd hoekom nie, maar ons weet vanmôre, dat die eindproduk, die beeld van God in ons lewe is, wat raak gesien kan word. Om hierdie pure silwer, of puur silwer te kry, moet daar 'n reinigingsproses wees, en sonder dit, gaan daar geen suiwer silwer wees. Ons dien 'n goeie God. Ons dien 'n God wat net die beste uit jou uit wil haal. Daarom sal hy toelaat dat jy deur die reinigingsproses moet gaan, sodat hy net die beste uit jou kan uitbring. Verstaan ons vanmôre beter hoekom ons soms deur hierdie proses moet gaan? En al is dit hoe ongemaklik, moet ons weet, dis altyd vir die beste, vir God en tot God. En ons verstaan, om suiwer te word, nodig ons hierdie proses van reiniging. Ons benodig hierdie transformasie, ons benodig hierdie verandering in Christus Jesus. Ons begeer hierdie reine hart, maar ons weier om verander te word. Ons begeer hierdie reiniging, maar ons weier om deur die smeltproses te gaan. Kan ek vir u sê vanmôre, sonder hierdie proses van louter, sal die beeld van God nooit in jou gesien kan word. Sonder verandering van jou hart en jou lewe, sal jy nooit jou volle potensiaal in Christus Jesus bereik nie, of behaal nie. Ons moet toelaat dat die Gees van God ons verander tot die beeld van God. Romeine 12 vers 1 en 2 sê, ek vermaan julle dan, broeders, by ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie,
maar word verander deur vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef dat die goeie, die welgevalle en volmaakte wil van God is. Jy moet toelaat dat die Here jou hart verander kan. Dat die Here die hart wat verhard is, uithaal, en vir jou weer 'n hart van vlees gee. Dat jy verander word, jy kan nie hier instap elke dag, elke Sondag, en uitstap sonder enige verandering. Dan is daar fout. Dit kos 'n prys. Jy moet jou hart oopmaak vir die Here en vir die Gees, sodat hy kan verander. Tot God se wil, nie tot my wil. Die oomblik is wat jy jou hart vir die Here gee, behoort jy nie daar te staan en demands te gooi, en sê Here, hierdie bly, maar hierdie kan gaan. Jy bly stil. Jy los die Here, want hy weet beter as elkeen van ons. Kan jy 'n volwaardige kind van God word sonder om te verander? Nee. Elke kind van God wil meer soos Jesus word. En om meer soos Jesus te wil word, nodig ons om te verander. Deur God se genade kan dit gebeur. En hierdie proses staan meer bekend as heiligmaking. Maar nou, julle is vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel, en die vrug daarvan is dat julle geheilig word en uiteinde is die ewige lewe. Dit is die uiteinde. Romeine 6:22 sê, maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle vrug tot heiligmaking en uiteindelik ewige lewe, want die loon van sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Ons hoor baie keer dat ons geloof getoets sal word. En ek moet vir u sê vanmôre dat dit nog altyd vir my 'n baie moeilike ding was om te verstaan, dat daar 'n verskil is tussen versoeking en beproewing. Die woord sê dat God nie versoeking kan bring. Want versoeking is iets wat jou laat sonde. God kan jou tog nie versoek om sonde te doen. Maar beproewing is iets anders. Beproewinge is die swaar kry en die hartseer waardeur ons soms moet gaan. Dis die moeilike situasies of onverstaanbare plekke waarin ons partymal onsself bevind. Jakobus 1 vers 13 tot 16 sê, laat niemand as hy in versoeking kom, sê, ek word deur God versoek. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid, luister wat sê die woord, as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voor. Moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Jy moet verstaan, beproewings het in ons elkeen se lewe sy eie betekenis gekry. Jy noem hom 'n naam. Jy sal dalk vanmôre baie maklik aan 'n naam of twee kon dink as jy aan jou beproewinge dink. Jou stukkie hartseer of jou stukkie bekommernis of jou frustrasie waarmee jy sit. Maar kom ons wees eerlik, die feit bly staan dat beproewing is deel van ons alledaagse lewe. Ons is nie en word nie gevrywaar van enige moeilike omstandighede in die lewe. Petrus sê ons behoort ook nie verbaas te wees as dit oor ons pad kom nie. En ek wil graag vir julle lees, 1 Petrus 4 vers 12 tot 14. Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien. Asof iets vreemds oor julle kom nie. Maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees eerder, sodat julle ook
by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. As julle beledig word oor die naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die Gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref, word hy wel gelaster, maar wat julle betref, word hy verheer. Maar het lyk soms vir my of beproewing in 'n kind van die Here se lewe tog 'n dieper of dan 'n groter betekenis kry. Dit is nie net 'n slegte tyd waarin jy moet kom nie, dit het ook 'n geestelike betekenis. Jakobus sien hierdie geestelike betekenis in beproewing as hy sê, my broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet uit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekort. Hy sê dit in Jakobus 1 vers 3 tot 5, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyk. Dit sal aan hom gegee word. Daarom word beproewing tyd in ons lewens dikwels in die Bybel eerder geloofstoetse genoem. Wat is die tye wanneer ons geloof getoets word? Wanneer jy in hierdie moeilike omstandighede is, kom ons wees eerlik vanmôre. Dis baie maklik om te sê glorie, halleluja, wanneer alles net mooi loop en alles gaan net goed. Maar wanneer dit vrot gaan, wanneer jy op jou laagste laag is dit nie altyd so maklik om jou hande in die lug te gooi en te sê halleluja. Dan raak dit al moeilik. Dit is wanneer ons geloof getoets word. Wanneer jy op die drempel is van hierdie louter proses, net voor hierdie silwer so suiwer gesmeld is, dat jy die beeld van God sien, dis net voor daai tydperk, dat ons partymal ons geloof verloor. Ek lees gisteraand 'n komment van iemand wat sê, jy kort vir God in jou kring. En iemand antwoord en hy sê, God het 8 jaar terug my kring verlaat. Ek ween so my hart, ek kon net voor hierdie man staan en vir hom sê, dis nie God wat jou kring verlaat. Dis jy wat God verlaat. Die woord van die Here sê, ek sal jou nooit begewe of jou ooit verlaat nie, kerk. Moenie dat die vyand vir jou vertel, God het jou verlaat nie. Ja, ons weet dat die woord sê dat God partymal sy aangesig van ons al wegdraai. Maar hy sê nie, God los my. God stap weg van my af. God wil niks met my te doen hê nie. Nee. Moenie sê God het jou kring verlaat. Jy het die kring van God verlaat. Omdat jou geloof getoets was in hierdie beproewing, kom die vyand en hy laat jou vertel, God het jou kring verlaat. God sal dit nooit doen. Dis nie die God wat ons aanbid. Dis tye wanneer jou geloof getoets word, waarin ons getoets word of ons met geloof of ongeloof gaan reageer. Dis tye hierdie wat ons geestelik laat groei, waarin ons geloof versterk word, sodat ons verder saam met God op reis kan wees. Maak nie saak hoe die lewe druk nie. Weet vanmôre dat God net soos hierdie smelter
nie vir 'n oomblik sy oog van jou sal afhaal nie. Elke beproewing waardeur jy gaan, sal jou in die proses meer suiwer maak, sodat God se beeld in jou raak gesien sal word. Kan ek vir u vanmôre net so vinnig vlugtig vertel? 2007 was ek seker op daai stadium die naaste aan die Here as wat ek ooit was. Hier waar ek vandag staan, is ek nog na, prys die Here. Maar op daai oomblik, op daai tyd, loop alles letterlik skeef vir my lewe. Die eerste ding wat gebeur het, die weer die ou mense sê ons alles kom in drieë. Nou ek glo nie daaraan. Daar bestaan nie so ding nie, ek sny dit af in die naam van Jesus. Maar die eerste ding wat met my gebeur daai dag is, die vrou kom aangereis so bo by die plaas agter die dam, en ek hoor net 'n geskreeu, en dis nadat my bakkie toe nou gebreek het, en ek is besig om die ding reg te maak, en die bakkie wat sy mee dorp toe slaan in die brand. En ek brand uit. En die sit ons so enige voor. Ons kry toe 'n courtesy vehicle, of wat noem jy dit ook al, van die assuransie af, so tussendeur toe nou, en terwyl ek besig is om hierdie bakkie reg te maak, val die bakkie bo op my gesig. En hy breek die hele midsection van my gesig. Die oomblik toe hierdie bakkie val, toe begin ek hoor hoe kraak en klap die bene in my gesig. En vir daai oomblik weet ek hier in my hart, ek is nou besig om dood te gaan. En ek voel hierdie ding my vasdruk. My breek letterlik my gums, my twee voortande met my wortels van my voortande het hulle op die gras opgetel na die uitgaan. En dis 'n tyd wat ek die naaste aan die Here was, kerk. En hier kom my beproewing. En ek kan vanmôre getuig dat daar is 'n lewe na die dood. Want die oomblik toe ek vir myself sê, ek is nou besig om dood te gaan, kan ek tot vandag toe nog duidelik onthou het ek vir die Here gesê, Here, dankie vir my tyd wat ek op aarde gehad het. Dit was die laaste woorde wat ek geuit het. En op daai oomblik gaan ek in die diepste, donkerste plek in wat ek in my lewe nie, ek het vir jare onder grond gewerk. En vir die van die wat onder grond was al, as jy jou lamp afsit, sien jy niks voor jou. Hierdie was donkerder as daai. En dis waar die woord sê, jy sal gaan in die dal van die doodskade weer. En ek bevind my in die dal van die doodskade. En ek sit regop, terwyl ek vasgepen is, onder hierdie voertuig. Kan ek onthou, sit ek regop met hierdie opgewondenheid in my hart, van watter kant af van Jesus nou kom, om my te kom haal. Ek het nie vir 'n oomblik gedink, aan my vrou en my kinders, soos hulle sê, jy leef 'n fles voor jou verby. Ek het nie vir 'n oomblik gevra, Here, maar hoekom gebeur hierdie nou met my? Ek dien die Here dan. Ek bring my deel. Hoekom gebeur hierdie ding met my? Nee. Want my geloof het gebly staan. En ek het geweet, kerk, soos wat ons elkeen behoort te weet, ons moet op 'n plek kom waar ons soos Paulus kan sê, die lewe is vir my Christus en die dood is 'n wins. En hulle haal vir my na 40 minute onder hierdie voertuig uit, terwyl my longe gevlat is met bloed. En hulle stoot my in ER24 in, en ek onthou hulle toe met die bed so rof en grof ingestoot in 'n ander kamer, en ek weet nie hoe werk dit daar binne nie. Ek het later gehoor by my suster wat al die jare in die teater werk, dis wat hulle doen. En ek hoor hoe die een nou sê, stoot hom in en hy gaan dit nie maak nie. Ek hoor hom dit sê. Hier staan ek vandag. Met die genade van God. Het ek deur hierdie tyd gegaan, en dit maak nie saak hoe seer dit was. Ek kan nie vir u verduidelik wat so pyn ek deur moes gaan nie. Maar ek kan vir u sê, daar's 'n God in die hemel
wat my nie vir 'n oomblik gelos het. Terwyl die vyand vir my vertel het, jy gaan doodgaan, het God 'n plan gehad met my lewe. En hier staan ek vandag voor u vanmôre, en ek is besig om die wil en die plan wat God vir my in my lewe gehad het, van daai jare terug wat ek glad nie eens gedink het aan nie, uit te leef. Deur die genade van my Vader. Dis nie altyd lekker nie, dis nie altyd maklik nie. Maar ek wil u bemoedig vanmôre, hou jy net vas aan die Here. Want daar is niks in hierdie lewe wat ons kan deurgaan, wat erger kan wees as wat Jesus Christus vir u en my gedoen het. Ek wil graag hê jy moet die volgende in die hart bære en vir altyd onthou, God hou ons vas. Jy bly altyd in God se hand. Niks sal jou uit die hand van die Here kan ruk. Jesaja 41:10 sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Hy haal jou, hy sal nooit sy oog vir jou afhaal. As die beste goudsmid wat daar kan wees, sal die Here in die tyd van jou swaar kry. In die tyd van die vuur en beproewing jou nooit alleen los nie. Inteendeel, hy haal nie vir 'n oomblik sy oog van jou af nie, want hy weet, as hy vir jou vir 'n oomblik te lank los, is dit verby. Hy hou jou in jou omstandighede met 'n fyn oogdop, omdat hy jou lief het en nie sal toelaat dat jy vergaan nie. Ons lees dit selfs in die boek van Psalms, Psalm 32, vers 8 sê, ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan, ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Hy sal jou altyd op die regte tyd afhaal, of uithaal uit die beproeving. Miskien wonder jy ook wanneer God die beproeving gaan wegneem waarmee jy sit. En ek dink die meeste van ons sal sê dat God dit nie vinnig genoeg doen nie. Hy vat gewoonlik te lank na ons sin. Volgens ons oordeel kon hy al lank al dit weggevat het of reggemaak het. Maar hy weet wanneer om jou van die vuur af te haal. Daardie punt verskil van persoon tot persoon en situasie tot situasie. Hy weet wanneer is jou beproewing op so 'n punt dat jy daaruit geleer het. Dieper betekenis as net dat jy swaar kry. Beproewing bring God se beeld in jou duideliker na vore. Dit suiwer ons sodat God sy beeld in elkeen van ons kan sien. As 'n volwaardige gelowige behoort ons hierdie beproewinge in ons lewens te sien as die grootste voorreg om gelouter te kan word deur die hoogste gesag tot sy beeld. Ek weet vanmôre, God sal jou nooit beproef bokant jou vermoëns of bokant dit wat jy kan hanteer nie. Daarom is dit so belangrik om te weet, jy moet weet, hy hou jou fyn dop en hy sal seker maak dat jy presies op tyd uit die smeltproses uitgeruk word. Dit is die oomblik wat jy so suiwer is dat God sy eie beeld in jou as gelowige kan raak sien. Kerk van die Here, in jou beproewing, in die beproewings waardeur jy nog sal gaan, onthou hierdie beeld van die silwer wat gesuiwer word. Onthou jy's in die hand van jou Vader wat jou nooit sal los. Onthou jy dat hy sy oog van jou af nooit sal haal. Dat hy presies weet vir hoe lang jy op hierdie vuur moet bly. Totdat alles wat jy daar hoor in hierdie silwer uitgebrand sal wees. Totdat jy perfek en puur voor God in sy beeld voor hom kan staan. Hy sal nie toelaat dat jy jou geloof verloor of bo jou vermoëns beproef word. Hy sal
vir jou gee, presies wat jy nodig het. Vertrou God daarvoor. Beproewinge is die tye waarin ons geestelik groei. Kom ons wees eerlik vanmôre met mekaar. Tye wanneer dit werklik swaar gaan, is wanneer ons op ons knieë voor God bly staan. En ek bid dat elke man en vrou, jonk en oud, nooit hierdie fout sal maak, om die Here as 'n spaarwiel te gebruik, of as 'n noodapteek te gebruik. Bly op jou knie om hemelsnaam. Of het goed en of het sleg gaan. Bly op jou knie. Daar soveel mense wat sê ek ken God, maar ken God hulle, is die vraag wat ons moet vra. Klop ek net aan God se deur wanneer daar nood is? Klop ek altyd net as ek wil hê? Of kom ek tot God en ek bid tot hom, omdat hy die Vader is, omdat hy die Here is, omdat hy die Koning is, omdat hy my skepper is. Beproewinge is tye waarin ons geestelik groei, waarin ons gesuiwer word deur die proses van louter. Dit is die tye wanneer die goudsmid daaraan werk om sy beeld met elkeen van ons duidelik te wees. Kom ons bid saam. Vader Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit hier om vanmôre te kan hoor dat ons weet as kinders van God en gelowiges dat ons is nie gevrywaar deur rampe en gevare of omstandighede wat ongemaklik en moeilik is. Hier het ek vanmôre weer 'n getuienis gelewer van wat met my gebeur het. En al was ek so naby aan die Here, steeds en daar soveel goed skeef geloop. Ons behoort te weet, Here, wanneer ons in lyn is met God se woord, wanneer ons op die beste plek is in ons geloof, wanneer ons so naby aan God is, sal die vyand alles in sy vermoë doen. En alles wat hy kan op jou pad stuur, om jou geloof te toets. Maar dankie Here dat ons weet, elke beproewing waardeur ons gaan, maak ons sterker in Christus Jesus. En ek bid dit oor hierdie gehoor vanmôre, Here, dat U elkeen van ons hierdie krag in ons geloof sal gee, dat ons geloof al hoe sterker en sterker sal word in Jesus Christus. Dat ons vanmôre kan sê, dit maak nie saak wat die Here my deursit nie. Solank hy sy beeld in my kan sien. Solank ek so suiwer soos hierdie silwer kan wees, dat hierdie silversmid sy beeld in my kan raak sien. Vader, help ons verstaan hoekom dit partymal nodig is om deur hierdie reinigingsproses van louter te gaan, sodat ons as volwaardige gelowiges in Christus Jesus voor God kan staan. Dankie, Here. Dankie, Jesus, vir die wonderlike voorreg om hierdie woord te kon ontvang vanmôre. En ek bid, Here, dat die Heilige Gees vanmôre 'n naprediker van hierdie woord sal wees, en dat ons hierdie woord sal onthou. Nommer 1 is dat U ons nooit sal los nie. En dat daar niks en niemand op hierdie aarde of in die geestelike riem is, wat ons uit die hand van God kan uitruk. Nommer 2 is dat U altyd die oog op ons hou. Dat U nooit te ver is nie, Here. Dat U altyd naby genoeg is, dat U oog op ons hou, om seker te maak
dat ons nie te lank in die vuur oop, of te lank in die beproeving sal wees. Derdens, Here, dank ek U dat U as ons God en ons Vader ons nooit te lank die vuur sal los. Dat U ons nooit sal beproef, Here, bokans ons vermoëns nie. En nie een van ons het dieselfde vermoëns nie. Daarom sal God sy oog op ons hou, sodat hy seker maak, nie een van ons bly te lank op die vuur. Want U, Here, wil ons volmaak, suiwer na die beeld van God. En daarmee bid ek vanmôre in die naam van Jesus Christus, Here, dat ons minder van onsself en meer van Jesus sal wil hê. 'n begeerte in ons harte sal ontwikkel, minder van myself en meer van Jesus. Ek bid dit oor hierdie gehoor vanmôre, Vader. En ek dank U, Here, vir hierdie reinigingsproses, wat 'n voorreg is. Al is dit hoe ongemaklik, al is dit hoe seer, al is dit hoe pynlik, al is dit lyding. Dat ons nie ons fokus op hierdie lyding sal sit, of op hierdie seer sal sit, of op hierdie beproewing sal sit nie, maar dat ons sal ons fokus sit op die eindproduk, op dit wat God vir ons instoor het, op die einde. Dank U, ek loof U, en ek prys U heilige naam daarvoor. Here, mag U naam vereer en verheerlik word onder die ganse mensdom. Mag hierdie boodskap werklik waar diep in ons hart kry. Mag ons verstaan vanmôre, Here, dat dit soms nodig is om deur hierdie proses te gaan. Maar dat wanneer ons deur hierdie proses gaan, dat ons altyd sal vashou, sal vas staan in ons geloof. Dis my gebed in die wonderlike naam van Jesus Christus. En ek dank U daarvoor, Here. Amen.